Welkom geliefde tiener van Abba Vader by ons kruistienersles vir die week. Volg in Yeshua se spore. Disippelskap deur die lens van Parasha Ki-Tisa. In die koninkryk van God is jy nie 'n leier as jy nie eers 'n volgeling is nie. Ware disippelskap is nie 'n follow knoppie op Instagram nie. Dit is die doelbewuste besluit om so naby aan jou rabbi of leraar, Yeshua te loop, dat sy stof op jou klere afkom. Disippelskap is 'n vakleerlingskap of apprenticeship by Yeshua. Om ander na hom te lei, moet ons self eers onwrikbaar in sy spore loop. As jy nie weet hoe om die pad te volg nie, gaan jy die mense wat jou volg laat verdwaal. Persoonlike disippelskap is die ononderhandelbare fondament vir enige impak wat jy op hierdie wêreld wil maak. Daar is 'n massiewe verskil tussen om 'n spoor te los vir jou eie ego en hoogmoed en om spoor te volg wat na die ewige lewe lei. Jou identiteit word nie bepaal deur wie jou volg nie, maar deur wie se voetspore jy kies om in te trap wanneer dinge moeilik raak. Wie sou jy sê hier tans die meeste spasie in jou foon? Gaan kyk gou-gou. Kyk na die laaste 3 accounts wat jy op TikTok of Instagram gefollow het. Vra jouself, as ek presies in hulle spore loop, gaan ek nader aan my doel uitkom of gaan ek in 'n afgrond opeindig? Gaan nou na jou digital well-being. Watse toepassing of app spandeer jy die meeste tyd op? Hoe lank spandeer jy op hierdie app? Om te weet wie om te volg, moet jy eers weet wie jy is. Dit bring ons by die koninklike sensus van Parasha Ki-Tisa. Die gedeelte van die Torah begin met God wat vir Moses sê om die volk te tel. Maar in Hebreëus is dit nie net vervelige statistiek nie. Ki-Tisa beteken letterlik wanneer jy die kop oplig. Dit is 'n aksie van waardigheid. God sê vir Moses, lig hulle koppe op. Hulle is nie meer slawe nie. Hulle is vrygekoopte priesters met 'n nuwe identiteit. Die frase Ki-Tisha beteken letterlik wanneer jy die hoofde ophef. Dit gaan oor meer as 'n sensus. Dit gaan oor identiteit. Kom ons ontleed nou die prentjie in die letters. So dit bestaan uit 'n kaf wat die oop handpalm is en dis om genade te ontvang, 'n jot, die werkende hand, dis aksie en krag. Tav is die merk van die verbond of die kruis. Shin wat tande is om te verteer of te vernietig wat sleg is. En Alef, die os, God as die sterk leier. So disippelskap is wanneer God, die Alef, jou hoof ophef deur die verbond, Tav. Let op die shin, die tande. In Eksodus 32 vers 20 het Moses die goue kalf tot poeier gemaal. Net so moet die slegte dinge in ons lewens vernietig word, sodat ons hande, Jod, sy werk kan doen. Wanneer God jou kop ophef, kyk jy nie meer af in skaamte nie, maar reguit in sy oë. Dit is waar jou gesig begin blink van sy heerlikheid. Eksodus 34 vers 29. Ons lees in Eksodus 30 vers 15 dat elke persoon, ryk of arm, moes 6 gram silwer gee as hulle afkoopsom. Dit was 'n half sikkel. Hierdie geld was spesifiek vir die diens van die Mishkan of tabernakel. Dit leer ons dat elke disipel presies dieselfde waarde voor God het. Jou waarde word nie bepaal deur jou Instagram followers, sukses in 'n sport of jou ouers se geld nie. Jou ransom of losprys is direk gekoppel aan jou service en jou doel. Jy is losgekoop om te dien, nie net om te sit nie. En wat was my en jou loskoopprys? Johannes 3 vers 16 vertel ons dat Abba Vader die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Yeshua is die een wat jou kop oplig uit die modder van sonde en skuldgevoelens. Om hom te volg begin by die oortuiging, ek is waardig genoeg dat die koning sy lewe vir my gegee het. Sodra jou kop opgetel is, moet jy leer hoe om met skoon voete in die teenwoordigheid in te stap. Soos ons lees in Eksodus 30 vers 17 tot 31 van die koper waskom en salfolie.
Voordat die priesters in die Mishkan kon werk, moes hulle deur 'n proses van heiligmaking gaan. Tussen die altaar en die tent was daar 'n koper waskom. Die priesters moes hulle hande en voete was voordat hulle diens verrig het, anders sou hulle sterf, soos ons lees in Eksodus 30 vers 19 tot 21. Disippelskap beteken jy moenie met vuil voete in God se teenwoordigheid instap nie. Ons hande, wat ons doen verteenwoordig, en voete, waarheen ons gaan, word vuil in hierdie wêreld. Ons het die daaglikse was in die water van die woord nodig, en soos Moses in Eksodus 3 vers 4 tot 5, ons skoene van hoogmoed, eie agenda en gemak uittrek. Die heilige salfolie waarvan ons lees in Eksodus 30 vers 22 tot 33 was gebruik om alles af te sonder vir God. Disippelskap is nie 'n selfhelpprojek nie. Dit is 'n bonatuurlike toewyding. Jy het die salwing, die krag van die Heilige Gees, nodig om jou doel te bereik. As jy vandag in die koper wasbak, die spieël van God se woord, kyk, wat sien jy? Sien jy dalk 'n gesig wat blink omdat jy tyd in sy teenwoordigheid spandeer het? Of sien jy die vuilheid van Markus 7 vers 21 tot 23? Slegte gedagtes, jaloesie, hoogmoed, wat jou kop laag laat hang van skaamte. Onthou, 'n disipel kan nie op sy eie krag skoon word nie. Jy het die Heilige Gees nodig om daardie hart van klip te vervang. Nou, reiniging berei jou voor, maar God gee ook vir jou die skills om sy koninkryk te bou. En wie is beter voorbeelde van die vakmanskappe as Besaleel en Oholiab? God roep vakmanne om sy skoonheid sigbaar te maak. Hy gebruik enige iemand wat beskikbaar is. So Besaleel, sy naam beteken in die skaduwee van God, en hy was uit die stam van Juda, wat gewone die koninklike of lofprysing verteenwoordig. En Oholiab, sy naam beteken Vader se tent. Hy was uit die stam van Dan, wat dikwels as 'n laer of nederige stam gesien is. So wat leer dit ons? Wel, God span die hoogste, die Juda en die laagste, Dan, saam in een span. Dit maak nie saak van watter agtergrond jy kom nie. As jy in die skaduwee van God bly, kan hy jou vul met kennis, begrip en vaardighede. Eksodus 31 vers 3. Onmiddellik nadat God hierdie vakmanne roep, gee hy die opdrag oor die Sabbat in Eksodus 31 vers 12 tot 17. Die Sabbat is die teken van die verbond. Om die Sabbat te onderhou is die 4de gebod van Abba Vader se ketubah. 'n Disipel moet weet wanneer om te werk en wanneer om te rus. Die Sabbat is nie net 'n reël nie, dit is 'n afspraak met die koning. Sonder rus verloor jou werk sy siel. Yeshua self het die Sabbat onderhou. Wanneer Yeshua in Matteus 24 praat oor die eindtye, sê hy in vers 20 dat die mens moet bid dat hulle nie hoef te vlug in die winter of op die Sabbatdag nie. As mense tydens die verdrukking die Sabbat onderhou, wat laat jou dink ons moes ooit ophou? Om 'n disipel te wees, moet jy daardie ritme en balans vind tussen rus en werk. Nou hier in Eksodus 32 en 33 lees ons van die groot slaggat waarin die Israeliete getrap het. Terwyl Moses bo op die berg was om die ketubah, die huwelikskontrak te ontvang, het die volk onder begin droog maak. Die goue kalf was nie net 'n ander god nie. Dit was 'n poging om die ware God op 'n valse manier te aanbid. Hulle wou kitsbevrediging hê. Ek dink ons ken van 'n samelewing waarin alles kits is. Hulle het die verbond verbreek nog voor die ink op die kliptafels droog was. Dit was soos om 'n iPhone te kry en dit self te ruil vir 'n baksteen. Tieners skep vandag goue kalwers van tradisie, godsdienst sonder hart of sosiale media status wanneer God te lank neem om te antwoord. In kontras met die lawaai van die feesviering, het Moses intimiteit gesoek. Eksodus 33 vers 11 sê, die Here het met Moses gepraat soos vriende wat gesels, van aangesig tot aangesig. Disipelskap is gebaseer op vriendskap, nie net op die nakom van reëls nie. Moses wou nie 'n tree beweeg sonder God se teenwoordigheid nie. Eksodus 33 vers 15. Moses het iets verstaan wat die volk gemis het.
In Eksodus 33 vers 15 sê hy: As u nie self saamgaan nie, moet u ons nie eers 'n tree van hier af laat beweeg nie. Dit is die uiteindelike disippelskap doelwit, om te weier om 'n tree te gee sonder sy teenwoordigheid. Is jy bereid om jou planne te los as God nie die go gee nie? Kom ons kyk gou na 'n paar moderne goue kalwers. Dit is sosiale media erkenning. Die soeke na onmiddellike aanbidding van mense. Sport en prestasies. Wanneer jou identiteit slegs bestaan uit hoe goed jy presteer. En tradisie bo verhouding. In Markus 7 waarsku Yeshua dat godsdiens sonder 'n hart naby aan God, soos die Fariseërs se uiterlike rituele, nutteloos is. Disippelskap is 'n inside-out transformasie. Dit gaan nie oor hoe skoon jou hande is nie, maar hoe jou hart lyk. Ons lees in Esegiel 36 vers 26 tot 27 dat God beloof om die hart van klip uit te haal en 'n nuwe hart van vlees te gee. Hy sit sy gees binne in ons sodat ons sy voorskrifte wil volg. En dan in Markus 7 vers 1 tot 23 sê Yeshua vat die godsdienstige leiers vas wat dink dat seremoniële hande was belangriker is as 'n rein hart. Hy leer dat dinge soos moord, diefstal en hoogmoed van binne die hart kom. Ware reinheid begin by die hart, nie die mensgemaakte tradisies nie. En dan in Markus 6 vers 30 tot 44 kry ons die perfekte voorbeeld of illustrasie van disippelskap in aksie. Yeshua sien die skare en voel diepe deernis. Hy leer sy disippels om sy hart te dra wanneer hy sê, gee julle vir hulle kos. Hy gebruik hulle klein bietjie, die 5 brode en 2 visse, om 'n impak te maak. 'n Disipel volg nie net Yeshua se reëls nie, hy volg sy deernis. So in Markus 6 sien ons hoe Yeshua die Kitisha temas prakties uitleef. Eerstens, hy lig hoofde op. Toe hy die skare sien, het hy deernis gehad. Hulle was soos skape sonder 'n wagter. Hy het nie net hulle siele gevoed nie, maar ook hul fisiese nood raak gesien. Hy gebruik vakmanskap. Hy neem die 5 brode en 2 visse, praktiese dinge, en vermenigvuldig dit deur die krag van die Gees. En Yeshua soek die berg. Net soos Moses het Yeshua na die groot wonderwerk alleen teen die berg opgegaan om te bid. Die afsondering saam met Abba Vader was sy kragbron. 'n Getransformeerde disipel los spore van hoop, omdat sy gesig blink van die teenwoordigheid, net soos Moses sin. Om in Yeshua se spore te loop, is 'n aktiewe keuse. Hier is jou uitdaging vir die week. Eerstens, kyk op. Kitisha. Gaan sit op 'n stil plek. Onthou jou waarde as 'n losgekoopte disipel. Dank Yeshua dat hy jou kop oplig en jou identiteit herstel het. Tweedens, was af. Wees eerlik. Watter goue kalwers, soos kitsbevrediging, slegte gewoontes, hartelose godsdiens, probeer jy bou? Bely dit en vra die Heilige Gees om jou hart skoon te was. En dan derdens, rus en skep. Identifiseer een talent wat jy hierdie week gaan gebruik om iemand te dien. Maar besluit ook nou watter tyd jy gaan afstaan vir jou Sabbatafspraak met die koning om net te rus in sy teenwoordigheid. Om in sy spore te loop beteken om nie net te doen wat hy gedoen het nie, maar om dieselfde hart van deernis te dra. Mag jy hierdie week so naby aan Yeshua loop, dat die wêreld sy stof aan jou klere sal sien. Shalom.